Right, so ons is hier by die Amalia Verse skou en alles is nou tot op einde gekom, maar wat 'n ongelooflike dag. Hier agter my is een van die beoordelaars, ou Marius. Ons gaan 'n bietjie met hom gesels oor hoe was die dag, hoe moeilik was die dag en wat se raad het hy vir nuwe boere en hoekom moet jy eintlik hiernatoe kom? Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Hallo Marius, hoe gaan dit met jou? Nee, baie goed, dankie met jou. Nee, kyk, ons kan nie kla nie. Veral as jy sulke ongelooflike dag agter die blad het. Nee, verseker, ek dink dit was 'n baie interessante dag. Ons was baie beïndruk met die kwaliteit van die diere wat ons gesien het. En ek dink dis 'n baie positiewe ding wat julle doen om die boere so bymekaar te kry en in die regie is en waar alles kan gebeur. Dink dit is uitstaande ding, ek wil julle gelukwens met dit. Baie dankie, maar vertel my eers bietjie van jou kant af. Wie's jy? Wat jou agtergrond? Hoe het jy op die einde van die dag op 'n beoordelaarspunt gekom? Want ek is my naam is Marius Barkhuisen. Ek boer tans hier op Hertsgwil. Ek het jare terug het ek Santas geboer. Ek is ook 'n senior interras beoordelaar en ek kan so 18, 19 rasse kan ek al keer. So ek is redelik betrokke by die beestebedryf en ek is tans ek baie betrokke by die Draadmasters. Ek doen baie werk vir hulle. So ja, en ek is van 2011 al 'n senior interras beoordelaar. So ek sien baie beeste, passie met die beeste en ek geniet dit baie. By dae soos vandag is ek eintlik baie bly ek sien julle posisie nie, want joh, alles is van sulke gehalte, mense moet hier in die nitty-gritty goedjies inkom. Maar hoe sou jy sê het jy die dag ondervind? Hoe was die deelname van die boere? Vertel my 'n bietjie meer oor dit. Nee, ek dink dit toe ons hier toe ek hier gekom het, die eerste indruk wat ek gekry het van die perseel en wat hier aangaan, dink ek dit is 'n uitstekende plek. Dis redelik sentraal geleë. Die gees waaronder dit gebeur het, waar alles gebeur het, baie goed. Die boere het redelik saam met ons beweeg soos wat ons die diere beoordeel het en geplaas het en goed so. Ek dink alles was in 'n baie goeie positief. Kwaliteit van die diere dink ek is uitstaande. Die boere kan beslis baie trots wees op die kwaliteit van diere wat aangebied is. En die pakkies soos wat ons dit gedoen het, dink ek ook, daar was uitstaande diere. Daar is 'n paar punte waar ons kan werk. Ons wil hulle graag 'n bietjie. Daar is van die verse wat vir ons bietjie hoër en bietjie rankerig is, wat ons graag 'n bietjie dieper en breër wil hê, maar ek dink oor die algemeen was die standaard baie goed. En ek dink jy sal met my saamstem, die twee diere wat gewen het, dink ek is twee uitstaande diere. Topklas en baie trots kan wees. Iets wat vir my baie uitgestaan het veral in hierdie wêreld is een van die reservekampioene was 'n Dexter geweest. Precies, en iemand sou dit nie gedink het nie, maar op die einde van die dag, dit gaan nie oor waarmee jy boer, dit gaan oor dat jy kom. Dat jy ek sien 'n skou is altyd daar dat jy kan sien waar staan jy rondom die mense, maar hierdie skou het 'n ander tipe waarde wat hy bietjie vir jou bylas. Wat is dit nou presies? Ek dink die waardebepaling wat jy kan doen as hy net hier met iets kan wegstap wat ou na gekyk het en ek het nou 'n bietjie daar in die ring het ek gepraat oor goed waarna ons kyk. Soos van breedte tussen die oë en 'n breë bek en breedte in die bors en breedte tussen die sitbene. En ek dink as ou net daai basiese goed kan leer in diepte van lyf. Dat ons wil hulle nie meer, ons wil nie meer hoë diere hê nie. Ons wil medium rand diere hê wat funksioneel op die gras kan leef. Ons moet boerdiere kan teel en dis wat ons hierso sien, dis 'n klomp boerverse. Verse wat in die veld aangepas is, verse wat kan kalf, verse wat vir die boer aanwinst kan gee en dit is die belangrike ding. Ja, maar daarmee stem ek saam en dit is iets wat vir my lekker was. Is van die goed was so wild geweest, so bietjie in die kraal, want hulle dis veldbeeste. Hulle is nie gevoer of gestop of geniks nie. Hulle het reg uit die veld uit in die kraal gekom in die beoordelaarsring in. En ja, en ek dink as ons as boere sulke diere kan teel en ons kan met sulke diere op die veld teel, dan is ons as boere verseker op die regte pad. Maar dit gaan nie 'n bees moet kan gras omsit in vleis. En dit is waaroor hierdie skou gaan en ek dink hierdie skoue gaan in die toekoms gaan hulle baie groot skoue word. En as minder arbeid intensief, as minder voer in, dis 'n goeie tyd van die jaar, want alles is nog groen en die beeste lyk nog mooi en alles so. Ek dink dis 'n uitstekende skou en ek wil julle sterkte toewens vorentoe laat die ding net groei en groei. Dis reg, baie dankie dat jy 'n bietjie tyd spandeer het om met ons te gesels en sterkte vir jou ook in die toekoms in. Nee, baie dankie, ek waardeer. As hy so op die einde van die dag gaan dit oor waarde en tyd. Watse waarde kry jy vir die tyd wat jy spandeer om hier te wees in plaas van met jou nat sojas te gaan speel? En ek kan jou beloof die waarde wat jy hier gekry het is ongelooflik. Ek was persoonlik nog nie by 'n skou waar die beoordelaars beskryf hoekom hy gewen het, deur die hele prosesloop wat hulle gebruik het en dat jy kom om te leer. Dis die belangrikste. Jy stap hier weg met nuwe kennis, nuwe vriende en ongelooflike beeste. Dis Farm Spice oor en uit.